Lig op lig, Maluti FM 97.1. Ons erfenis en nalatenskap. Nou ja, ek dink baie van ons het al miskien gewonder daaroor, maar nog nooit regtig gaan sit en gesê, wat wil jy hê moet jou nalatenskap wees nie? Of wat dink jy gaan dit wees nie? Hoe dink jy gaan ander mense jou nalatenskap definieer? Miskien nou terwyl jy hier is, maar ook dan gaan dit dieselfde wees as jy nie meer hier is nie. Daai ding wat hulle sê, daar by jou begrafnis en daarna, wat gaan hulle sê? Wie was dit? Hoe het hy opgetree of hy? Is 'n baie interessante vraag, maar ek dink een waarmee ons partykeer te min erns mee maak, want ons wil tog hê, daar moet ten minste iets goed agterbly. Nou, daar gaan iets agterbly. Ten minste, dan moet dit goed wees. Ek dink, 'n baie bekende oom, wat ons in die gemeenskap geken het, hy het altyd gesê, op sy graf moet daar staan, want hy was 'n man wat kon organiseer en werk, maar met sy kop werk, nie met noodwendig met sy hande werk, hy het met sy kop gewerk en hy het goed gedoen in verskillende fasette van die lewe, dienstig, finansieel, in die samelewing ensovoort. Hy het gesê, sy grafsteen moet daar staan, alles wat hy kon laat doen, het hy laat doen. Maar sy vrou, wat 'n baie praktiese vrou was, wat baie keer mooi blomme gerangstik het vir geleenthede, die kerk en ander instansies en mooi tuin gemaak het, op haar grafsteen moet daar staan, alles wat sy self kon doen, het sy self gedoen. Maar ek wonder of dit nou sy droom was, dat dit is wat 'n mens van hom moet onthou, of is dit maar net 'n wenk hoe om die lewe in te rig. Vir verskillende mense beteken dit verskillende dinge. Die vraag is miskien vir my en vir jou, wat dink ons? Ja, as iemand daar iets moet skryf, wat sou hulle skryf van self? Want partykeer het ons nie die keuse neem, veral as ons nou nie voorsiening gemaak het vir die grafsteen nie, dan skryf die ouens wat agterbly, maar wat hulle dink daar moet wees. So, wat is jou erfenis en nalatenskap? My gedagte is daaroor, dit hoef nie baie te wees vir jou kinders of iets nie, hulle kan waarskynlik maar self oor die weg kom en regkom, as hulle iets skryf met dankbaarheid wees. Maar ten minste wil ek nie vir hulle 'n stuk probleem los nie, 'n stuk gemors los nie. Hulle kan liewer niks erf nie as hulle iets erf wat hulle ongerieflik maak, waarmee hulle stikkel, wat kwaai vriendskap was, wat ek nou drie sien, so kwaai broederskap voorstel. Dan liewer niks nie dat 'n mens vergelyking met ander so baie het nie, maar dit moet iets wees wat tot vrede en geluk en broederskap en geloof versterking lei, nie iets wat kwaai vriendskap. Of wat dink jy oor jou nalatenskap, jou erfenis? Wat gaan dit teweegbring vir naby familie of ver familie? Kom ons praat 'n bietjie oor die naby familie eers, dan later oor die verder familie.